Jy kyk, goeiemôre, good morning. Ek gesels nou met Surina Erasmus oor KiddoCo, 'n unieke one-stop shop vir ouers in Pretoria wat veel meer bied as net 'n baba winkel. Baie welkom by Goeiemôre, good morning, Surina. Baie dankie, Rosanne. Dit is my 'n groot voorreg om hier te wees en ja, early bird catches the worm. Verstaan jy? Ja. Ouers is maar vroeg op, veral nou hierdie week met die skole wat weer begin. Definitief. Jy sien so jy kry my nou al in die ritme daarvoor sodat ons Woensdag nie verslaap soos altyd nie. Ons berei jou voor. Surina, KiddoCo het jy en jou man gestig. Wat was die rede agter die stigting van hierdie handelsmerk? KiddoCo is soos half 'n one-stop shop ervaring vir ma's en ouers met babas en kleuters. Ek dink daar's nie so iets in Suid-Afrika nie en waar 'n mamma of 'n ouer kan inkom, 'n ouma kan inkom en iets kan kry wat jy nie noodwendig oral kry nie. Ons gaan vir items en vir produkte en suppliers wat vir jou ietsiekie spesiaal gee, wat nie die bank breek nie, wat nog steeds bekostigbaar is. Ons het net hierdie behoefte gehad. Ek dink toe ons kinders klein was, vir 'n plek waar jy kan gaan en jy kry letterlik alles wat jy wil hê, wat so 'n bietjie meer special is as dit wat almal het. Maar dis meer as net dit, dis meer as net die produkte, daar is speelareas, daar is werkspasie, sê nou mamma of pappa wil bietjie kom werk en bietjie wil hê dat die kinders moet speel. Hoe integreer julle dit in die hele KiddoCo ervaring? Ek moet vir jou sê, my man, ek haal my hoed vir hom as sy visie wat hy het in die lewe. Hy het die spasie gesien, dit was eers 'n ou winkel voorheen, hy het heeltemal om verander, om vernuwe, en toe hy tot 'n eventsroom het ons daar ingesit. So baie keer is daar byvoorbeeld 'n stoktie wat happen, of mamas wat groepies het wat moet kom gesels, of 'n slaapterapie, en dan kom hulle daarin, dan is dit 'n veilige spasie, hulle bring vir boetie of sussie, en dit is veilig, die kinders kan daar rondloop, ons staf is getrein om jou te kan help, van die beste bottel tot 'n karstoeltjie wat die beste is, tot ietsiekie kleins, alles bekostigbaar vir ouma wat ietsiekie wil hê vir die kleinkind, die eerste kleinkind, baie mense wat daar aankom, soek iets vir familie oor see, dan kry hulle daai ietsiekie wat jy nie oral kry nie. Wat het vir jou laat besef, daar is 'n behoefte vir hierdie one-stop shop tipe kinderspasie? Ek wil nie eers sê dit is 'n kinderwinkel of 'n kinderhandelsmerk nie, dit is 'n spasie. Dit is definitief, jy sê dit so mooi, Rosanne, die feit dat 'n mall kan nogal oorweldigend wees. Nou wil ek soontoe, ek sien net nou met die terug skool toe goedjies, hiernatoe, en dan daarnatoe, en dan daarnatoe, naderhand het ek niks nie en ek is moeg al klaar, verstaan, ek wil net 'n ietsiekie, 'n koffietjie drink, en dan bied ons dit ook vir so, dis 'n spasie waar ma tyd kan vat. Baie keer kom ouers net daaraan en bring hulle baba of kleuter na ons klein speelarea, en hulle sit daar, en hulle kan dit geniet, hulle kan relax, hulle kry hulle goedjies wat hulle wil hê, en is letterlik alles waaraan jy kan dink. Ek praat nou 'n korreksie, maar ons het meer as 120 suppliers wat briljante suppliers is wat in die winkel is. Ek wil eintlik nou daar 'n bietjie stil staan by die verskaffers. Julle het ook 'n sterk fokus op plaaslike ontwerpers, plaaslike entrepreneurs om hulle te ondersteun. Hoekom? Definitief. Ek dink dit is fantasties vir ons land se ekonomie, en natuurlik het ons local brands, jou bekendes wat almal ken, jou ek gaan nie sê watter nie, want kyk, ons is hier om jou besigheid te bemark. Dit maak ek jou nou nuuskierig om te sien watter is dit, nee? So ons het van die bekendste tot die tannie wat haar goedjies brei, wat niemand sien, maar wat die potensiaal en die talent het, wat so haar gesin onderhou, verstaan, tot mense wat so kreatief is, dat hulle kreatiwiteit gaan my verstand te bowe, en iets van alles en van almal, van jou grootste local brands tot jou klein persoon waarvan jy nie weet nie. Ons gee vir almal 'n spasie en 'n kans, en dis kom ek sê, vir elke liewe persoon is daar ietsiekie. Verskriklik baie mense kom vir hulle stok die lysies. Kom soontoe en hulle stel die lysies op, ons wil dit en dit en dit, en ons help tot daarmee. En dan kom hulle na 'n eventsroom wat op die perseel is, en daarso hou hulle dan lekker partytjie. Dit is regtig ongelooflik. Ek sien so uit om my kinders soontoe te vat, regtig. Al is hulle nou 'n bietjie groter, ek wil nou net sien wat daar by KiddoCo gebeur. Maar waar sien jy hierdie spasie oor die volgende 5 jaar?
Dis altyd so 'n moeilike vraag want ons sien natuurlik groot drome, maar gelukkig soos ons kaalvoet kinders en soos daai babietjie kaalvoet treetjie vir treetjie, vat ons om treetjie vir treetjie en ons weet nie waarheen ons op pad is nie, maar ons weet darm dat God in beheer is. En dit is hoekom ons stap om, dis hoekom ons juis ons lese van ons winkel staan ek en my huis. En ek en my huis, ons sal kaalvoet om tree vir tree vat en die Here dien en ons huppel die pad wat hy ons stap en miskien een van daai pop daar Kiddo Co, miskien daar in jou valley op, jy weet nooit nie, né? So dis die visie, dis die droom, maar ons is ook realisties en vat hom baba treetjie vir baba treetjie. Vir nou eers is dit Irene, ja, Kiddo Co Irene, maar waar kan ons nog inligting kry? Waar kan mense julle volg? Ons is natuurlik sosiale media of ons webwerf, ons is in-store, kan jy weet, online, ons kry verskriklik baie bestellings heeltemal reg oor die land vir online. Vir my man is dit verskriklik belangrik, as jy hom bestel vandag, moet jy hom so gou as moontlik kry. Maak nie saak al sit jy waar ook al. So ja, kiddoco.co.za, ons is ook, hy het ook 'n ander brand, die Tyler Jean matte, is ook syne, die sagte matte, so daar is so baie, so tylerjean.co.za of kiddoco.co.za, ja. Serena, dit is altyd so lekker om met jou te gesels. Ek wens ons het nog 'n uur gehad, maar ons is nou uit tyd. Baie dankie dat jy so vroeg vanoggend by ons aangesluit het en ons volg Kiddo Co met 'n vaag oog. Dankie en ek gaan uitkyk vir jou en ek stiek jou dan vir 'n koppie koffietjie by Kiddo Co, hoor. Baie dankie. Bly ingeskakel, net hierna hoor ons oor die jaar se ystedfits. Nou, hartelike goeiemôre as jy nou eers by ons aangesluit het. Welkom. 2026 het ons begroet. Dis ons eerste kuiertjie saam met jou. En ek moet vir jou sê, as jy lief is vir talent en al daai lekker dingetjie, is dit nou die geleentheid om nader te skuif. Hou jou oor oop. Christo Potgieter en Hilda Kloppers van die Pretoria Drama Ystedfit is hierso en ons gaan 'n bietjie gesels oor verjaar se Ystedfit. Die ryk geskiedenis van die fees en hoe jong mense van reg oor Pretoria en selfs verder kan kans kry om ook hulle talente te wys. Hartlike goeiemôre julle en baie welkom. Baie dankie. Heerlik om julle hier so te hê. Julle lyk reg vir die nuwe jaar en die dinge. Absoluut. Dankie vir die uitnodiging. Julle sê gou vir my, as jy nou nog nooit van die Pretoria Drama Ystedfit gehoor het nie, wie is julle, waar kom dit vandaan, net so vinnig en kort? Goed, Pretoria Drama Ystedfit is 'n kunstefees wat jaarliks aangebied word in Pretoria en omliggende omgewing. En ons poog om die kunste meer toeganklik te maak vir ons jong leerders. Deur 'n platform te skep vir deelname en vir potensiaalontwikkeling. Lekker, so wie kan almal deelneem? Wel, enige ouderdom, van ek so klein as graad RR tot in matriek. Sjoe, dit is almal lekker. Lekker om die talente ook seker so te sien, hè? Ja. Christof, nee? Ja, Christo. Waar is ek nou met Christof? Jy weet, dis ek weet nie. Kobus en ag, nou maar Kobus ook, is ook reg. Ja. Sê net gou vir my, hoekom dink jy is dit so belangrik vir kinders? Jy weet die ontwikkeling van talente en goeters wat 'n ou dit nodig het. Presies dit wat jy nou sê, persoonlike ontwikkeling is seker die belangrikste ding. En dan ook daarmee saam ek het hier so 'n woordjie neergeskryf, kommunikasievaardighede uit die aard van die saak, maar dan ook jou kreatiewe uitdrukking. Ja. Want baie keer mense sukkel om hulle kreatief uit te druk en hulle dink, want nie een van ons praat net met jou gesig of net met woorde nie, ons het hande en ons het uitdrukking. So hoe jy interpreteer, en ek dink hierdie kinders wat nie Ystedfit deelneem, is kinders wat kan, en jong mense wat kan interpreteer en weet wat verstaan in 'n teks. Baie mense lees deesdae 'n teks en jy kan sien is net woorde, daar's geen betekenis of vertolking daar agter. Hoor net so vinnig ook, ek verstaan die Pretoria Drama Ystedfit ook werksessies en weet opleidings bied, en hoe help dit deelnemers om jou voor te berei vir hierdie OKA's? Ons is baie passievol oor opleiding en ek en Christo is beide al baie jare betrokke by opleiding. Ons fokus is eintlik ons primêre skoolopvoeders, want dis gewoonlik hierdie juffrouens wat die liefde vir kunste by ons kinders kweek en ons is baie dank aan hulle verskuldig daarvoor.
En Christo het in 2024 het hy 'n handleiding saamgestel vir vertolking en ook vir die standaardisering van beoordeling. So dit is ook een van ons groot passies om beoordeling te standaardiseer, om eenheid te kry, professionaliteit en integriteit in beoordeling. Ja, ek dink dis baie belangrik, nee. Ek is al baie keer genaamd te beoordeel, nie noodwendig vir daai tyd of so nie, maar ek sal dan altyd eerder sê, kan ek nie eerder net aanbied of die seremoniemeester wees wat wanneer dit by die beoordeling kom. Sê net gou vir my, hoe verbind die Pretoria Drama Estate vir nou met die groter ANQ Nasionale Kunstefees? ANQ Nasionale, toe ons 2 jaar gelede afgestig het van die Pretoria Estate, wat nou die musiek en kuns hanteer in Pretoria in die dorp, het ons 'n groter organisasie gestig, 'n nie winsgewende maatskappy, want ons moes dit so doen, ANQ Nasionale Kunstefeeste, en ons groter visie daarvoor is om ander estates, ander kunstefeeste ook te betrek, sodat elkeen sy eie autonomiteit behou, en nie net, jy weet, oorkoepelend dat ons besluite is, dit is so dit moet doen nie. So wat ons hoop oor 1 jaar, 2 jaar gaan gebeur, is dat ons, want ons beoordeel ook wyd in Suid-Afrika, is dat wanneer jy beoordeel en met die kunsvereniging en estates wat ons nodig het, en omdat ons dan hard werk aan die standaardisering van die beoordeling, dat die beste kinders dan jou A++ en jou uitskieters, laat ons 'n tyd by mekaar kan kom en almal hier so in Pretoria of waar ook al kan deelneem, en dan kry ons so 'n provinsiale teenwoordigheid en later nasionaal. Julle twee baie dankie vir die inloertyd. Het verskriklik vinnig verby gevlieg. Julle gaan maar weer met kom kuier. Sterkte met die dinge, en ek weet sommer dit gaan baie goed gaan. Sien uit na die jong talent in die dinge. Nou ja, net hierna gesels ons met Nicole Engelbrecht oor haar podcast True Crime South Africa.